Goeiemôre gemeente. Geseënde Paasfees vir elkeen. Mag dit vir julle 'n belewenis wees ook hierdie naweek waar ons dink aan die Here wat vir ons aan die kruis gesterf het en ook vir ons opgestaan het uit die dood uit. En sê 'n goeiemôre vir die persone om jou en ook 'n geseënde Paasfees vir hulle ook. Nou vandag bring die Here ons by Goeie Vrydag, 'n dag van stilte, van lyding en 'n dag wat ons dink aan die kruis. Dit is 'n dag wat nie soos 'n oorwinning lyk nie, 'n dag wat nie maklik is om soms te verstaan nie. En tog noem ons dit goed. Nie omdat die kruis maklik was nie, maar omdat God deur hierdie dag iets goed vir ons gedoen het. Want hier aan die kruis word ons sonde gedra en word ook God se liefde vir ons almal sigbaar. En word ook die weg na God, die verlossing wat Here Jesus Christus vir ons bring, kom en word bewerkstellig. Daarom kom ons vanoggend in eerbied en in stilte om na God se woord te luister en die betekenis van die kruis na te dink daaroor, wat dit vir ons elkeen beteken in ons lewens en in geloof en hoop, liefde en vreugde ook in die Here te deel in dit wat hy vir ons kom doen het. En daarom vra ek ook, kom ons dra hierdie erediens vanoggend ook aan die Here op, deur stil te raak vir hom in gebed. Almagtige God, Hemelse Vader Here, daar is niemand soos U nie, Here. Aan U alleen, Here, kom alle lof en alle eer toe. Op hierdie Goeie Vrydag kom ons in stilte voor U en buig ons met oop harte voor die kruis van U seun. Ons aanbid U in verwondering, Here, dat U seun Jesus Christus uit liefde vir ons gegee het. Ons bely dat ons nie die diepste van hierdie liefde altyd kan pyl nie, maar ons glo dat U juis hier aan die kruis U hart vir ons kom openbaar. Maak ons harte stil voor U. Open vanoggend ons oë om die betekenis van die kruis te sien en rig ons harte om U woord te kan ontvang. Werk deur U Heilige Gees, o Heer, in ons, sodat ons U in hierdie erediens werklik sal ontmoet en uit genade sal leef. Ons bid dit, Here, in U naamsontvul, in U seun, ons verlosser se naam. Amen. Ons aanvangswoord vanoggend gaan ek as voorganger voor en julle as gemeente sê dan agter my aan. Wie sou ons glo as ons hiervan vertel? Wie sou die mag van die Here hierin raak sien? Maar ons het hom beskou as een wat onder God se oordeel lê, as iemand wat verwerp en verneder word. Genadige God, U het U seun gegee om die skande van die kruis te verduur. Verlos ons van die hardheid van ons harte, sodat waar ons Heiland aan die kruis aanskou, ons onsself sal verontmoedig, wegdraai van ons sondes en U oorvloedige liefde ontvang in Jesus Christus, ons Here. Amen. Daarom vanoggend groet ek julle ook uit Galasiërs 1 vers 3 tot 4, waar dit gestaan: genade en vrede vir julle van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van die goddelose wêreld en so ook die wil van God die Vader te doen. Amen. Ons liedere vanoggend wat ons gaan saam sing is 'n bekende lied, lied 157, Here, ons is saam. Dan gevolg deur 'n Goeie Vrydag lied 391, vervul o Heer my hart. Kom ons sing dit saam, staande.
Gemeente, wanneer ons by die kruis kom, word ons herinner aan God se liefde, maar ook aan ons eie tekortkominge. Daarom luister ons na sy wil, wat ons roep om in liefde te leef. En hierdie pragtige gedeelte vanoggend daar uit Romeine 13 vers 8 tot 10, stel dit ook mooi, want dit sê, julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat 'n ander gebod daar ook al mag wees, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering, ook van die wet. Nou, ons gedeelte vanoggend kom uit Markus 15, vers 21 tot 32. En vanoggend is dit die koning aan die kruis. En dit wat die Here vir ons kom doen het, die aan die kruis, kan ons net oordink oor hierdie naweek. Ons kan daaraan dink, dat hy sy lewe vir ons almal kom gee het, te vergewe van ons sondes. En dan Sondag vir ons ook die opstanding vier, dat hy opgestaan het. En daarom ook vanoggend kom gee ons ietsie ook terug, in 'n klein vorm, maar daar gee ek ook vanoggend die geleentheid dan vir die opneem van dankoffer. Kom ons bid ook saam, en dankie Here vir hierdie dankoffers. Almagtige God, voor U kruis besef ons hoe min ons het om te bring, en hoeveel U het om te gee. Ontvang daarom nie net hierdie gawes nie, maar ook ons dankbaarheid en ons afhanklikheid van U. Gebruik dit wat ons gee tot seën vir ander en tot eer van U naam. Seën ook Heer die woordbediening wat volg, Here, en mag U aan die woord kom in ons harte. Ons bid dit in U Seun se naam ontwil. Amen. Ek lees vir ons uit Markus 15, vers 21 tot 32, en ek lees vir ons uit die 1983 vertaling uit. Jesus word gekruisig. Die soldate het iemand wat daar verbygekom het, gekommandeer om Jesus se kruis te dra. Dit was Simon van Sirene, wat van buite die stad afgekom het. Die pa van Alexander
en Rufus. Hulle bring Jesus toe na 'n plek Golgotha, wat kopbeenplek beteken. Hulle wou vir hom wyn gee met mirre daarin, maar hy wou dit nie hê nie. Toe kruisig hulle hom en verdeel sy klere onder mekaar, deur te loot oor wat elkeen moet kry. Dit was 9:00 die môre, toe hulle hom gekruisig het. En die rede waarom hy gekruisig is, was op 'n bordjie aan die kruis geskrywe: die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en een links van hom. Die mense wat daar verbygeloop het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê: "Toe jy wat die tempel afbreek en in 3 dae weer opbou, red jouself en kom van die kruis af." Net so het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes ook spottend vir mekaar gesê: "Ander het hy gered, homself kan hy nie red nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons dit kan sien en in hom glo." Die 2 wat saam met hom gekruisig is, het hom ook beledig. Ons lees tot daar. Gemeente, daar's oomblikke in ons elkeen se lewe wat ons soms nie kan verklaar nie. Daai oomblikke wat jou stil laat. Oomblikke waar jy nie alles verstaan wat aangaan nie. Jy verstaan nie hoekom dinge gebeur nie. Maar juis omdat dit groter is as wat jy kan begryp, besef jy dat God hier besig is. God is besig in ons elkeen se lewens. God is besig op verskillende maniere. En ook hierso by Goeie Vrydag, wat ons vandag hoor, en gaan lees, in oë gelees het ook van Christus wat gekruisig is op die Vrydagoggend. Besef ons ook dat die Here hierso ook besig was met sy wil. Ons word vanoggend in ons skrifgedeelte gebring na hierdie Golgotha, hierdie kopbeenplek, na die kruis van Jesus Christus. En tog, as ons eerlik is, as ons eerlik daaroor dink, is dit nie wat 'n mens sou verwag het nie. Want wat ons hier hoor, klink nie soos oorwinning nie. Dit lyk nie soos heerlikheid nie. Dit klink nie soos koningskap nie. Hier lees ons van 'n man wat verwerp word. Ons lees van 'n man wat bespot word. Ons lees van 'n man wat ly. En ons lees van 'n man aan die kruis. Iemand wat sterf. As ons die evangelie geken het, sou ons het gesê, dis pyn en dis mislukking. Dis asof alles verkeerd geloop het. Dis asof die kwaad gewen het. En dis asof daardie hoop verdwyn het. Maar as ons daaraan dink, die evangelie, dit wat ons lees, nooi ons om anders te dink, om anders te kyk, nie net om waar te neem nie, maar om te onderskei waarmee God besig is. Want jy's hier, waar alles soos 'n nederlaag lyk. Jy's hier, waar die diepste waarheid oor God geopenbaar. Hier op die plek van teregstelling, hier waar Christus hang, die koning. En daarom is die vraag vanoggend nie, wat hier gebeur het nie. Maar die vraag is, wat 'n soort koning is hierdie? Wanneer ons eerlik na onsself kyk, besef ons hoe ons denke, hoe ons gedagtes koningskap vorm. Hoe ons dink 'n koning moet lyk. Ons verbind mag met beheer, met oorwinning, met status. In 'n koning se oë is dit iemand wat heers, niemand wat lei nie. Tog hier word daardie beeld omgekeer. Want ons sien nie 'n koning wat homself red nie. Ons sien 'n koning wat homself kom gee
vir ons elkeen. Hier sien ons nie iemand wat sy mag gebruik om te ontsnap nie. Ons sien iemand wat kies eerder om te bly. En dit is belangrik om dit raak te sien. Hierdie is nie 'n verlies van beheer nie. Hierdie is nie 'n geval waar Jesus oorweldig was nie. Hy kies hierdie pad. Van die begin af het Jesus geweet waarheen hy op pad is. Wanneer hy oor sy lewe praat, sê hy nie net dat dit van hom geneem word nie. Hy sê, hy kom gee dit. Van die begin af sê hy dit, hy kom gee dit. Dit beteken nie dat die kruis 'n ongeluk is nie. Dit is nie 'n tragedie wat buite God se wil geskied nie. Dit is God se wil wat geskied. En daarom, wanneer ons by die kruis kom ontmoet, moet ons nie vra, hoe kan dit gebeur nie, maar eerder, wat openbaar God hier oor homself. Markus se verhaal, wat ons gelees het, daardie gedeelte begin by Simon van Sirene. Dis 'n man wat sonder waarskuwing ingetrek word. Hy word ingetrek om Jesus se kruis te dra. Dit lyk na ietsie kleins. Dit lyk na iets wat verborge is. Maar as ons dink daaroor, is dit ook 'n diepe waarheid. Want hier sien ons nie net Jesus se pad nie. Hier sien ons ook ons eie pad. Ons sien eerstens hoe werklik Jesus sy lyding was. Hy was nie onaantastbaar nie. Hy was nie bo menslike swakheid nie. Hy was uitgeput. Die kruis was swaar. Dit was swaar. Simon van Sirene het kom help dra. En die pyn was werklik. Maar ons sien ook iets anders hier. En dit laat my dink aan daardie bekende gedeelte in Markus 8 vers 34 wat sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon. Moet hy sy kruis opneem en my volg. En nou op hierdie pad wat Jesus loop na die kruis, met die kruis, wat hy loop na Golgotha toe, sien ons letterlik vir Simon wat ingetrek word in hierdie verhaal. Hy het dit nie gekies nie. Hy het dit nie beplan nie. Maar die wonder van dit is, hy het deel geword van God se koninkrykswerk. En dit is hoe disippelskap dikwels werk. Dis hoe disippelskap in ons lewens ook dikwels werk. Ons kies nie altyd 'n pad nie. Maar wanneer ons Jesus volg, ontdek ons die pad wat ons moet volg, die pad na die kruis. Nie omdat ons onsself moet red nie, maar juis omdat ons hom volg wat ons klaar gered het. En wanneer ons by hierdie kopbeenplek aankom, wanneer Simon en Jesus by daardie kopbeenplek aankom, verander die atmosfeer. Daai stilte tref ons. Dis 'n plek van dood, dis 'n plek van oordeel, en dis 'n plek van skande. En daai stilte, weer eens, daar's geen stem uit die hemel die keer nie. Daar's geen engel wat ingryp nie. Daar's geen wonderwerk nie, wat alles kan verander nie. En dis ontstellend as ons daaraan dink. Dis nie maklik nie. Want ons wil hê God moet ingryp. Ons wil hê hy moet wys hy is in beheer. Ons wil hê hy moet die onreg stop. Maar Goeie Vrydag wys vir ons iets wat teen ons natuur ingaan. God werk nie altyd deur om in te gryp nie. God werk deur homself te kom gee. Vir ons almal. God is nie afwesig nie. Hy is juis hier teenwoordig ook vanoggend. Hy is juis daar in die pyn. Hy is juis daar in die stilte. En hy is juis daar in daardie oorgawe wat sy seun vir ons kom gee het. Die kruis is nie 'n afwesigheid van God nie. Die kruis is die diepe openbaring van God se teenwoordigheid. En dan daardie kort sin
in Markus. Daai eenvoudige woorde kom. Daai woorde wat sê, toe kruisig hulle hom. Toe kruisig hulle hom. Daar's geen verdere besonderhede daaroor nie. Daar's geen dramatiese beskrywing nie. Want die fokus is nie op hoe dit lyk nie, maar die fokus is op wat beteken dit. Hier in hierdie eenvoudige gebeure kom die kern van die evangelie na vore. Kern van die evangelie. Ons almal ken daai bekende gedeelte waar dit sê in Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar 'n ewige lewe sal hê. Jesus sterf nie net as 'n slagoffer vir onreg nie. Hy sterf nie net as 'n voorbeeld van lyde nie. Hy sterf in ons elkeen se plek. Hy dra ons sonde. Hy dra ons skuld. Hy kom en hy dra ons oordeel. En hy kom bewerkstellig daardie ewige lewe vir ons by die Vader. Hier word die hart van die evangelie oopgemaak. Die onskuldige, die seun van God. Hy kom en hy neem plek in. Hy neem die plek in van die skuldige. Dit is genade. Dit is onverdiend. Maar hy kom doen dit nog steeds vir elkeen van ons, ongeag wie hy is. Jesus se beskuldiging aan die kruis is op 'n bordjie vasgespijker. Net soos hy is hy aan die kruis vasgespijker. En die beskuldiging is die koning van die Jode. Vir die Romeinse ryk was dit die beskuldiging geweest en hulle het dit vasgeslaan aan die kruis. Dieselfde mense wat ons gehoor het verlede Sondag op Palmsondag om geprys het, dieselfde mense kom nou en bespot hom. Maar vir ons geloof is dit die waarheid. Dit wat op die bordjie staan. Hy sê nie net die koning van die Jode nie, maar hy is die koning vir alle nasies. Hy is die koning bo alle konings. Hy is die seun van God. Nie verhoog op 'n troon nie, maar vasgespijker aan 'n kruis. Nie gekroon met eer nie, maar met dorings. En tog jy's hier aan die kruis, regeer hy nog steeds. Hy regeer deur liefde. Hy oorwin die opoffering. Hy gee homself, sodat elkeen van ons kan leef. Rondom die kruis hoor ons daardie stemme van, red jouself, kom af. Want vir die wêreld beteken krag om jouself te red. Maar wat kom sê die evangelie vir ons? Wat kom sê die Bybel vir ons? Ware krag is om jouself te gee. En hier lê die diep, as jy dink aan, hier lê 'n diep ironie daarin. Want as jy dink aan Jesus, as Jesus homself sou red, sou ons vandag verlore gewees het. Maar hy bly. Hy volhard en hy kom gee homself. En daarom word ons gered. En as ons eerlik is, moet ons soos kerk erken, hierdie stemme leef ook soms in ons. Ons wil ek hê God moet dinge op ons manier doen. Ons wil ek hê God moet ons planne bevestig. God moet ons probleme oplos. God moet vir ons die lewe kom makliker maak. Maar die kruis wys vir ons 'n ander waarheid. God kom nie om ons omstandighede te verander nie. God kom om ons te kom red. En selfs hier aan die kruis, bly die genade oop. En een van die misdadiges, daai gedeelte wat ons gelees het, begin anders te kyk. Hy begin anders te kyk as Jesus wat gekruisig is, die onskuldige. Hy sien, hy glo.
en selfs op die rand van die dood, ontvang hy Jesus se genade. En wat wys dit vir ons almal? Dit is nooit te laat nie. Niemand is te ver verwyderd van God nie. En so kom die evangelie na ons toe vanoggend weer met 'n vraag. Wat doen jy met hierdie koning? Wat doen jy met Christus Jesus in jou lewe? Die kruis is nie blote gebeurtenis om te aanskou nie. Dit is God se roepstem. Dit is God se roepstem tot navolging. Dit is God se roepstem tot geloof, tot vertroue. Ons kan nie by die kruis bly staan nie. Ons kan nie stil staan by die kruis as toeskouers nie. God nooi ons. God nooi ons met 'n gemeenskap met hom. God nooi ons om deel te hê van sy koninkryksplan. Nie om net daar te staan en te kyk nie. En daarom wil ek jou ook nooi vanoggend. Daar waar jy sit, wil ek jou nooi vir 'n oomblik van stilte. Oomblik waar jy dit wat in jou hart is, dit wat in jou gedagtes is, dit met die Here te kom deel. Dalk is daar sonde, dalk is daar 'n las, dalk is daar vrees, of dalk is daar iets wat jy langer nie meer self wil dra nie. Wat jy vanoggend vir die Here wil kom sê, ek kom plaas dit Here voor u voete. En as jy wil vanoggend, kan jy ook opstaan. En die voor sy sien is papiertjies. En ek seker daar's 'n pen ook, maar ek sal nou 'n pen daar neersit as daar nie is nie. Dink sommer nou aan. Maar dan kan jy op hy blaadjie ook kom neerskryf as daar iets is wat jy graag aan die Here wil gee. En dan kan jy daar in daai bak sê jy sien is 'n kersie, kan jy dit of aan die brand steek of dit net langs die kersie gooi. En voor die Here se voete plaas. Jy is ook welkom om te bly sit en dit in stilte aan die Here oor te gee. Daarom gee ek ook nou 'n geleentheid vir stilte. Almagtige God, Hemelse Vader, Here. Dankie vir dit wat U seun vir ons aan die kruis kom doen het. Dankie Here dat hy aan die kruis vir ons sy lewe kom gee het, Here. Sy liggaam kom breek het en sy bloed kom giet het, Here. Here, en vir ons kom sterf het, Here, vir ons sondes, Here. Here, vir ons die weg na U kom regmaak het, Here. Die ons sondes te vergewe, Here. Dankie Here vir U onbaatsiglige liefde, Here. Here, vir U teenwoordigheid, Here, elke dag in ons lewens, Here.
Dit, Here, wat ons aan gedink het, Here, wat ons nou in ons koppe en ons gedagtes, ons harte, Here, wat ons aan gedink het, Here, dit het die seun reeds vir ons kom wegneem, Here. En daarom moet ons net glo en vertrou, Here, want U is die weg en die waarheid, Here. Sonder U kan ons nie, Here. En ons vertrou ons volkome lewe aan U toe, Here. Dankie, Here, vir U liefde. In die Seun se naam ontwil. Amen. Daarom kom ons ook nou vanoggend na die tafel toe. Nie met wat ons bring nie, maar met wat hy vir ons kom gee. Die gekruisige, die koning, Jesus Christus nooi ons na sy tafel, sodat ons kan ontvang, glo en leef uit sy verlossende genade. Daarom wil ek nou vra ook, dat die tafel in gereedheid gebring sal word, en dat die mense wat daarmee gereël is, ook dan hier voor saam met my sal kom sit, aan die tafel. Terwyl ons lied 299 sing, ons sing die eerste vers, laat ons Heer, U dood verkondig. Kom ons sing dit saam staande. Gemeente, ek lees vir ons 'n gedeelte uit die formulier uit, dat die nagmaal in sy wese is 'n verbondsmaaltyd. Dis 'n verbondsmaaltyd waar die verbinding tussen Christus en sy gemeente telkens vernuut word. 'n Verbondsmaaltyd het natuurlik ook die volgende betekenisse. Die nagmaal is die eerste plek 'n gedagtenismaaltyd. Toe die Here saam met sy disippels gesit het hy by instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. In die nagmaal oordink ons en verkondig ons ook die dood van die Here. Die nagmaal is in die tweede plek 'n waarborg. 'n Waarborg van genade. Daarom sê hy, dit is my liggaam. Dit is my bloed. En so seker het ons deel aan Christus. Deel aan sy sterwe, deel aan sy opstanding. Die nagmaal is in derde plek die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons om as 'n gemeenskap van gelowiges saam te lewe. Die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Daarom is die nagmaal ook in die vierde plek 'n verkondiging van toekomsverwagtinge, totdat die Here Jesus Christus weer kom. Die nagmaal is in die vyfde plek 'n vreugdefees. As ons daaraan dink, al spreek die tekens van sy lyding en van sy sterwe, van sy kruis, van sy bloed wat vergiet is, en sy liggaam wat gebreek is die nagmaal nog steeds 'n nagmaalsviering. Dis 'n teken van rou en droefheid nie. Dis 'n nagmaalsvreugdeviering. Want dit wat die Here Jesus vir ons kom doen het, dit vier ons vanoggend. Hoewel die gemeente die nagmaal met erns vier, is dit tog 'n vreugdefees, waar die Heiland op 'n besondere manier die vrugte van sy lyding, sy sterwe en sy opstanding vir ons weer eens kom uitdeel. Uit dit alles blyk dit dat die nagmaal ook ten slotte
'n fees van dankbaarheid is. Die Heilige Gees verseker ons deur die tekens van die brood en die wyn van die heil wat ons in Christus deelagtig is. En daarom vanoggend hier by die nagmaal, by die gebruik van die tekens, dank ons hom met ons hele wese en gaan ons nou in dankbaarheid ook opnuut ons lewe aan hom wy. Om die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen hom in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, sodat hy nie oordeel oor homself bring nie. Ons word verplig om opnuut na te dink oor ons sondes, sodat ons ook vroeër nagedink het oor dit wat ons voor die Here se voete wil plaas. Daar is sondes waar ons gedagtes met woorde of dade oortree. Daar is ook sonde van versuim, waar ons nagelaat het om die opdragte van die Here uit te voer. Laat ons hier opreg voor God verontmoedig. Laat ons dan vasglo dat ons oortreding en vergewe is op grond van die verdienste van die Here Jesus Christus. Hy wat vir ons aan die kruis kom sterf het. Hy wat vir ons verlossing aan die kruis kom bewerkstellig het. En laat ons met erns daarna strewe om ons hele lewe met dankbaarheid ook aan die Here te wy. In ware liefde teenoor hom en teenoor ons medemens. Mag die almagtige, barmhartige God, die Vader van ons Here Jesus Christus, deur sy Gees ons daartoe help. Daarom ook vanoggend kom ons staan en ons bely ons geloof saam. Dit is saam die geloofsbelijdenis op te sê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en te helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek gee nou 'n geleentheid ook vir die uitdeel van die tekens.
Is daar enigiemand wat oorgeslaan is met die wyn, druiwesap of brood? Baie dankie. Kom ons bid ook saam. Onse Vader wat in die hemel is, Here, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Here, laat U wil geskied op aarde, net soos in die hemel. Gee ook vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie, Here, in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U, Heer, alleen behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem dit, eet dit en dink daaraan dat hy sy liggaam vir ons gebreek het tot volkome volsoening van ons sonde. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van die Here Jesus Christus. Neem dit, drink dit en dink daaraan dat hy sy kosbare bloed vir ons kom giet het, te vergewe van ons sonde. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir U kruis. Dankie vir dit wat U kom doen het, Here, vir U liggaam wat U gebreek het en vir U bloed wat U vir ons kom giet het. Soos ons vanoggend hierdie brood geëet het en uit die beker gedrink het, Here. Help ons om te leef uit U genade. Help ons om te leef in geloof, dankbaarheid en liefde. Lei ons, Here, op die pad wat U wil hê ons moet gaan, op die pad van navolging, tot eer van U naam. Amen. Ons slotlied vanoggend is lied 397. Ons sluit, o Heer, ontvlam ons hart, laat ons dink aan U lyding. En ons gaan net die eerste vers sing, waarna ons ook dan in stilte sal uitgaan. Want die verhaal is nog nie klaar nie. Soos die wat by die kruis gestaan het, gaan ons ook vanoggend uit met die wete dat God nog nie klaar gepraat het nie. Ons sien mekaar weer Sondag. Ons gaan in stilte uit en ons gaan leef hierdie pad wat Jesus Christus vir ons bewerkstellig het. Die genade van ons koning aan die kruis. Kom ons sing saam lied 397.
Amen.